liewe Tannie Ria, Andrei, Rensja, Renette en Dries en Corneille, Jannie, Mia en Annay en Muis en Pikkewyn, Katyn en Lisa. Ons is saam met julle hartseer vandag. En dit is nie 'n maklike tyd wat ons so saam het nie, maar dit is 'n kosbare tyd wat ons saam het. Baie dankie dat ek dit saam met julle kan deel. Dis vir my iets kosbaar, iets heilig om dit met julle te deel. En my bede is regtig dat die Here vir ons sal kom ontmoet vandag. Want dis net hy wat ons werklik kan troos. Mag net soos wat hy julle kan troos. Kom ons kom in gebed voor die Here. Ons almagtige God en Vader, U is almagtig, U is groot, U is heilig, U is onveranderlik. U is altyd reg, U doen altyd goed. U weet altyd die beste. Maar ons is stofmensies. Ons is mensies wat in hierdie lewe gaan ons partykeer deur goeters wat vir ons swaar is, wat vir ons laat huil, wat vir ons laat worstel, wat vir ons regtig moeilik. En so ook vandag dan, as ons moet afskeid neem van Johan Libbe, dan is dit vir ons 'n swaar dag. Ag, want ons Here, daar is soveel kosbare goeders, soveel kosbare tye wat ons saam met hom gedeel het. Ons sê vir U soveel dankie. Dankie Here dat U hom vir ons geleen het. Dankie dat ons iets van U deur hom kon beleef. Iets van U kon leer, iets van U braak ons aan. Kom wees in ons midde. Kom vertroos ons, kom vertroos vir al die familie. Dat hulle vandag ervaar regtig, Here, dat U met hulle gepraat het, dat U met hulle 'n ontmoeting gehad het. Here, ons wil in U teenwoordigheid sit. Ons wil in U teenwoordigheid bly. Want daar is vir ons geen beter plek om te wees nie. Ons gaan aangaan met ons gebed as ons na die serie luister van Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in die skadu bly. Gee dat elke hartse vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Elke afdraand baie ken. Elke keer het ek verdwaal. Elke keer het jy my ewes omhaal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net gehuur. Elke hart se droom van rykdom en van roem. Met 'n skadu
ek is net genade. Wat ek is net geleef. Eindelijk smag ek daai waters van rus. Lei my hier vannacht daarin. Eindelijk smag ek daai waters van rus. Lei my hier vannacht daarin. Die familie het my gevra om 'n boodskap uit 2 Timoteus 4 te bring, die paar verse wat ons nou sal lees, en ek moet sê, vir my was, om daarin te gaan delf, was 'n groot ontdekking, 'n groot ervaring gewees, en ek wil glo dat die Here praat vandag. Ek gaan lees van 2 Timoteus 4, van vers 6 tot vers 8. Wat my betref, broers, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig enduit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Dis 'n prentjie wat ons al gesien het nie. Die einde van die Comrades marathon. Die atlete kom die stadion in vir die laaste ronde. Die eerste atlete kom met spoed en hulle tap die laaste greintjie van hulle krag uit om die beste prestasie te lewer wat hulle kan. En van dan af, heel dag, dan na die ander. Maar veral vir ons die aangrypende is daai laaste uur voor die skootklap. Dan wanneer party atlete die stadium binne strompel en met die laaste bietjie krag beer hulle oor die wenstreep. Party val 'n slag en dan keer die skade hulle weer aan en hulle staan weer op en hulle gaan weer aan en met die laaste bietjie krag gaan hulle voort. Party help mekaar, party self kruip oor die wenstreep. Maar dan is dit verby. Maande se voorbereiding en dissipline. 'n hele dag oor 'n uitmergelende afstand. Al die pyn, al die swaar kry. Jy's oor die lyn, jy kry jou medalje. Dit was alles die moeite werd. En so is die lewe ook 'n marathon. En in hierdie marathon is daar tye wat ons sterk voel en ons hardloop lekker in hierdie marathon. In hierdie marathon is daar tye wat jy 'n kramp kry. Daar's tye wat jy eerder net wil tou opgooi. Daar's tye wat jy in die versoeking is om kort paaie te vat, om iets wat jou eintlik in hierdie wedloop gaan diskwalifiseer. Maar as jy op die ou end in die stadion inhardloop, dan is daar net een ding oor. Jy maak klaar en jy kry jou medalje. Al die soeg en die sweet en die pyn is agter jou. Dit gaan nou net oor die groot prys wat jy kry. Paulus sê hier vir Timoteus, ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig enduit volgehou. 3 dinge wat hy vir hom sê, wat ons nou gaan kyk. Eerstens, ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die goeie wedloop afgelê. Daar's verskillende wedlope wat mense in die lewe kan hardloop. Hulle hardloop agter rykdom en plesier en gewildheid en mag aan. Ons mense het ons eie ambisies en drome,
Maar Paulus sê, ek het die goeie wedloop afgelê. Wat is die goeie wedloop? Die goeie wedloop is die wedloop agter ons Here Jesus aan. Dit herinner so aan Hebreërs 12 daar wat staan, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het. Laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en nou sit hy aan die regterhand van die troon van God. Jesus het die goeie wedloop eerste gehardloop. Hy het die wil van sy Vader kom doen hier op aarde. En dit het na die kruis gelei, daar waar hy alles moes gee, en waar hy die spot van die wêreld moes verdra. Maar hy het deur dit volhard, sodat ek en jy vandag die lewe kan hê. En nou sit ons, nou hardloop ons die wedloop. En ons hardloop die wedloop met die oog gefestig op Jesus. Elke krag vir elke tree van hierdie wedloop kom van hom. My oog is op hom vir rigting, vir leiding. Ek luister na hom, hy is my afrigter. Dis 'n wedloop by die kruis verby. Dis 'n wedloop waar ek my eie lewe moet gaan neerlê en sy wil vir my lewe aanvaar. Sy doel moet in my lewe bereik word. Ek het die goeie wedloop afgelê. Tweedens sê Paulus, ek het die wenstreep bereik. Ek het die wenstreep bereik. En dit sê hy terwyl hy sê die tyd van sy dood is voor die deur. Vir Paulus is die dood die wenstreep. En hoe vreemd is dit nie vir ons nie, vir ons voel die dood nie na oorwinning nie. Vir ons voel dit dikwels na 'n nederlaag, dat jy die stryd gewonne gegee het. Maar in God se prentjie is die dood die wenstreep. Sien, God het 'n plan met elkeen van ons se lewens. Van voor jou geboorte af, eintlik van voor die grondlegging van die wêreld, het hy ons uitgekies om sy kinders te wees. En hy het vir ons 'n pad beplan. En baie keer ons as mense loop afdraai paadjies en ons loop op baie ver van God af. Maar deur sy genade op 'n tyd dan bring God ons terug daarna toe, na die punt dat ons sy genade kan sien en kan ervaar en dat ons daaruit begin leef. En dan hardloop ons ook die goeie wedloop. God het vir ons elkeen 'n taak wat ons moet vervul in sy koninkryk. Ek dink so aan Efesiërs 2 vers 10, wat sê, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Letterlik staan daar eintlik, hy het goeie dade bestem, sodat ons daarin sal loop. Nee, op ons wedloop het hy vir ons, op die pad vir ons, goeie dade uitgesit. Goeders wat ons sal doen, wat hom sal verheerlik, wat sy wil is. So het God vir ons elkeen 'n taak in die lewe gegee. En dikwels is dit nie vir ons maklik om daai taak te voltooi nie. Daar's uitdagings op hierdie pad wat vir ons voel, maar dis groter as wat ons met ons krag kan hanteer. Partykeer voel ons gaan dit nie maak in hierdie goeie wedloop nie. Maar elke keer as ons val, dan bring God ons weer terug na hom toe, en hy tel ons weer op, en hy help ons weer om aan te gaan in die goeie wedloop, om dit verder te hardloop. En as die dag van ons dood kom, dan is daardie taak afgehandel. Dan het God dit bereik wat hy deur jou lewe wil bereik. Baie mooi vir my is die belofte in Filippense 1 vers 6. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit eintlik sal voer en dit sal voleindig op die dag
wanneer Christus Jesus kom. Dis God wat ons deurdra tot die wenstreep van die goeie wedloop. So Paulus sê, ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik. Maar derdens sê hy dan, ek het gelowig enduit volgehou. Verstaan, wat sal maak dat ek of jy hierdie wedloop suksesvol kan voltooi? Is dit jou groot deursettingsvermoë? Is dit jou goeie keuses wat jy in die lewe maak? Is dit jou slim planne om uit die moeilikheid uit te kom as jy daarin beland? Is dit dalk 'n groot geestelike leier of een of ander sterk persoon in jou lewe wat jou gaan deurdra sodat jy hierdie wedloop suksesvol kan afhandel? Nee, Paulus sê, ek het gelowig enduit volgehou. Dit is jou geloof wat jou sal deurdra al die pad van hierdie wedloop. Nou geloof is aan die een kant iets wat binne in ons is. Dis iets wat die Heilige Gees in ons werk. Die Heilige Gees maak ons donker, verslaafde harte, maak hy wakker en oop om God se genade te raak te sien en daardeur oorweldig te word, sodat ons agter hom kan begin aanloop. So geloof is aan die een kant iets binnekant ons, maar aan die ander kant is dit nie iets binne in my wat ek binne in myself kan opwek eintlik nie. Die rede hoekom ek glo, gaan eintlik oor dit waarin ek glo. Ek dink so aan 'n bekende sendeling met die naam van Hudson Taylor, wat sy vriend het vir hom gesê, Hudson, jy het so 'n groot geloof. En toe antwoord Hudson vir hom en hy sê vir hom, nee, ek het nie 'n groot geloof nie. Ek dien net 'n God wat so geweldig geloofwaardig is. Sien, die rede hoekom ons kan glo is omdat God so geloofwaardig is. Ja, ons gaan deur tye van twyfel, ons gaan deur tye van donker, ons gaan deur tye wat ek nie eens weet of ek kan vashou in geloof nie. Maar in al daai tye kan ek terugkyk op my pad en ek kan weet, maar God was altyd getrou, hy was altyd geloofwaardig, hy het nog altyd elke belofte van hom gehou, en God sal altyd geloofwaardig wees. En daarom as ek in twyfel raak, moet ek nie in myself gaan soek na oplossing vir my ongeloof nie. Nee, ek moet my oë net weer op God sit, op sy grootheid, op sy goedheid, op sy liefde, op sy getrouheid in ons lewens. So geloof is iets wat, ja, die Heilige Gees in my wek, en dis iets wat God veroorsaak, eintlik deurdat hy so goed is. Maar nog steeds is dit 'n keuse wat ek en jy moet maak. Ons moet kies om in geloof te lewe. Ons moet kies teen die leuns van die Satan in ons lewens. Net in donker tye gaan die Satan allerhande leuns ons wys maak. Wat vir ons sê, maar hoe kan jy dink dat God het jou lief as hy jou so los en jou deur hierdie dinge laat doen, en as dit gebeur met jou, klomp leuns, God sal jou nooit weer vergewe nie, jy is nie goed genoeg vir God, klomp leuns wat die Satan maak om ons geloof af te breek. Maar in daardie tye moet ek kies om nie na die Satan te kyk nie, maar na God, en gelowig aan hom vas te hou. Dis soos Job se vrou, net toe Job alles verloor het, toe sê Job se vrou vir hom, ag man, vloek God en sterf. Maar Job het gesê, jou dwaase vrou. En Job, al het hy Job deur 'n groot klomp worsteling en twyfel gegaan en vrae gevra van hoekom al hierdie goeders met my gebeur, kon hy in die geloof en tyd volhou, want hy het gesê, ek weet dat my losser leef, uiteindelik sal hy op die aarde triomfeer. So Paulus sê hierdie 3 goeders, ek het die goeie wedloop afgeleg en uit volgehou. Maar dan sê hy, nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Dink ons het al op party van die fliks van in daardie antieke tyd al gesien, veral onder die Romeine, weet hulle het so 'n rierkraans gemaak, wat hulle op iemand se kop gesit het, wat oorwin het. Dit was iets geweldigs gesog. En Paulus weet vas en seker, vir hom wag daar 'n oorwinnaarskroon. Hoe kan hy so seker wees daarvan?
Is dit omdat hy so 'n wonderlike verhouding met die Here gehad het, en omdat hy soveel wonderlike goeders vir die Here gedoen het? Hy sê, op die dag dat hy weer kom, sal die lange uitsien na sy koms. Sien, Paulus' se sekerheid lê nie in homself, in sy eie prestasies, in sy eie vermoëns nie. Sy sekerheid lê in die Here. In die Here as regverdige regter. Die Here is regverdig. En sy regverdigheid beteken hy moet sonde straf. Hy kan nie sonde verdra nie. En daarom is dit vir jou en my eintlik 'n verskrikking om te dink, maar ek en jy gaan voor die Here moet verskyn en moet rekenskap gee vir alles wat ons in ons lewens gedoen het. Maar God dank dat hy in sy geweldige liefde sy seun stuur om in ons plek te kom sterf, om al ons sondes op hom te neem, om die volle straf vir ons sondes te dra, sodat hy kan staan en kan weet, hy sal ons met oop arms ontvang. Daarom hoef die dood nie vir jou en my 'n dag van verskrikking te wees nie. Ons kan met Paulus, soos Paulus, na die Here Jesus se koms uitsien. Dink so daaraan Filippense 1:23 wat hy sê, ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en saam met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Paulus verlang daarna om die Here Jesus wat hom elke dag gelei het en hom gedra deur sy hele lewe, om hom in persoon te ontmoet en in sy volle teenwoordigheid vir ewig te lewe. Daarom is die dood vir hom die wenpaal. Sien jy ook uit na Jesus se koms met 'n verlange? Is jy besig om die goeie wedloop te hardloop met jou oë op hom? Dan kan jy die volle versekering hê dat God jou sal deurdra, totdat jy eendag in sy teenwoordigheid kan lewe. Ek het oom Johan leer ken. Ek het hom leer ken as iemand wat met geweldige opregtheid lewe. Dit wat jy sien, is wat jy kry. Ek het hom so geniet. Gister het ons net weer ook met mekaar gedeel oor hoe lekker stout hy kon wees, en hoe hy net lief was vir mense, en eintlik veral dan vir eenvoudige mense. Vir mense wat ander mense sou afskryf. Dis met hulle wat hy vriendelik was. Dis met hulle wat hy sy grappies gemaak het en met hulle geskerts het, en dis hulle vir wie hy gedien het, selfs al toe sy kragte min geraak het. En dit laat my dink aan wat die Here Jesus gesê het, vir so ver julle dit aan een van die geringstes gedoen het julle dit aan my gedoen. Oom Johan het dit aan die Here Jesus gedoen. Kom julle wat deur my Vader geseën is, die koninkryk van die skepping is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit. So hy is by die wenpaal, hy is by daai ongelooflike oomblik wat ons hemelse meester vir hom sê, kom in, my goeie en getroue slaaf, deel in my vreugde. As Paulus hierdie woorde skryf, dan is dit nie om te spog oor hoe goed hy die wedloop gehardloop het nie. Nee, hierso skryf hy aan Timoteus, aan sy seun in die geloof. En Paulus wil vir Timoteus inspireer en aanspoor om die goeie wedloop voluit te hardloop. Dan in die begin van hierdie hoofstuk, vers 1 sê hy, ek beveel jou voor God en voor Christus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Vers 5 weer, wat net voor is waar ons begin lees het. Maar jy bly in alle omstandighede, voer al jou bediening uit. So wat Paulus vir Timoteus kom sê, is, Timoteus, my seun, my wedloop is klaar. Nou wag daar net vir my heerlikheid. Maar hier is die afbloosstokkie vir jou. Jou wedloop lê 'n groot deel nog voor. Nou moet jy hardloop, my seun. Jy moet hardloop met alles wat in jou is, die goeie wedloop. Jy moet nie meer vir my kyk nie. Ek het my rol klaar gespeel.
Hou jy jou oë op Jesus in geloof en hardloop die goeie wedloop end uit. En ek wil glo, dit is wat Johan Libbe vandag vir ons ook sou wou sê. Om te sê, my liewe seun, my liewe dogter, my liewe vriend, my liewe ou vroukie, my wedloop is klaar. Moenie oor my worry nie, ek is in heerlikheid. Ek is oor die wenstreep, ek het die oorwinnaarskroon op. Maar julle het nog 'n stuk van hierdie wedloop voor. En hardloop hom voluit. Hardloop hom met alles wat in julle is. Hou vol in geloof tot die einde toe. Tot waar jy ook die wonderlike oorwinnaarskroon van 'n lewe. Kom ons kom in gebed voor die Here. Nou Here, vir ons voel die dood na nederlaag. Dit voel na prys gee, opgee, net verloor. Dankie dat U vir ons U prentjie kom gee van die dood wat beteken, mooi so my liewe seun, mooi so my liewe dogter, jou taak is voltooi, jy het alles gedoen wat ek vir jou bestem het. Kom in en kom deel in my heerlikheid. Dankie dat ons die troos vandag kan ervaar, dat ons liewe oom Johan daar in heerlikheid saam met U is, vir 'n ewige lewe van heerlikheid daar te ontvang. Hom met sy opregtheid, hom met sy karakter, om daar ook so voor U in die hemel te lewe. Maar Here, U ken ons, U weet ons is hartseer, U weet ons gaan hom mis. Ons bid, Here, dra vir Tannie Ria, dra vir elkeen van die kinders en die kleinkinders, deur daai hartseer tye, deur daai donker tye, deur daai tye wat ou juis in die wedloop van die geloof voel, maar is dit nog nie moeite werd? Kan ek nog aangaan? Het ek die krag om nog gelowig en tyd vol te hou? Hou vir hulle vas, Here Jesus, te sit. Ons bid dit net in die naam van ons wonderlike verlosser, Jesus Christus. Amen. Die familie het gevra dat ons die oorwinningslied speel. En hoe is dit nie gepas nie? Om juis waar ons besef, maar daar waar ons aan die einde gekom het van dit wat God vir ons bedoel het, wat hy vir ons beplan het op die pad, dat ons die grootste oorwinning kan beleef. En dat ons kan sing en kan juig oor hierdie oorwinning wat voor ons is. U is welkom om, as jy die woorde ken en jy wil saamsing, kan jy saamsing. As jy net wil luister, kan jy net luister. Ons gaan die lied vir u speel.
Jy sien die wêreld deur kinders se oë, hoef nie aan ander se twyfels te glo. Jy is 'n boodskap, 'n wese wat woordloos verstaan. Jy is die lag in die boog wat bly swewe, hoop dat die son in my polsslag bly lewe. Op trappe van lig loop jy sag, jou asem 'n wolk. Stil soos die nag.